Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, dis vanoggend vir my 'n groot voorreg om saam met jou die woord van Skepper, lewende God te kan bestudeer, sodat ek en jy vandag op hierdie Shabbat die dieptes van hierdie woord sal ontdek. My gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat ek en jy deur hierdie woord ons geloof te laat vestig in Yeshua, Messia, die gesalfde. En mense, verder meer dat ons vandag sal weet, wat is my posisie? Wat is my identiteit? Wat verwag Vader van my, wanneer ek hierdie woord vandag hoor? Wat moet ek doen? Waar wil hy my hê? Hoe moet ek sy koninkryk gaan uitbou? Wat is sy wil vir my lewe? En dis die goed wat ek vandag met jou wil praat, op hierdie Shabbat. So mense, mag die gees van die lewende God vandag jou hele wese kom oopmaak, jou tabernakel kom oopskeer. Die woord sê maar skeer julle harte, nie julle klere nie. En dat die water, die lewende water sal invloei, die waarheid van sy woord sal invloei in jou tabernakel. En dat jy verander sal word deur die transformasiekrag van sy woord, dat ons nie dieselfde sal bly nie, dat ons sal besef, ek en jy is die ambassade op hierdie aarde, om hemel te verteenwoordig. So mense, asseblief, kry vanoggend, en hierdie is belangrik, ek weet nie hoe lank hierdie diens gaan wees nie, dis in lyn met sy woord, en as die gees van God my rig om dit te doen, dan doen ek dit. So bly by my, wees geduldig, dat hierdie woord vandag, dat jy sal toelaat, dat hierdie woord met jou sal resoneer, met jou gees sal resoneer, en dat ek en jy waaragtig sal verander. So kry jy woord, kry jy notaboek, jou pen of potlood, wat ook al jy gebruik, wanneer jy Bybelstudie doen, en ek en jy gaan vandag student volgers wees van Yeshua, Messia, die gesalfde. So mense, baie dankie dat jy vanoggend deel is van hierdie, kan ek dit maar sê, Bybelstudie, vir hierdie klaskamer van Heilige Gees, om my en jou toe te rus, oor wat ons Hemelse Vader van my en jou verwag. Kom ons bid saam, voordat ons enigstens verder voortgaan. Hemelse Vader, Abba, U is die Skepper God van die hemel en die aarde. Laat dit bekend word vandag oor die ganse wêreld, dat U is die Heilige van Israel. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ons Elohim. U is ons leier. U is ons Vader. U is ons herder. U is ons geneesheer. U is ons voorsiener. U is ons heiligmaker. U beskerm ons van voor en van agter. U is ons banier. U is ons vrede. U is ons alles. En daarom kom buig ons aan aanbidding voor U aangesig en ons bely en verklaar as U volk. Ons afhanklikheid is by U en by U alleen. Ons onderwerp ons vandag aan U Gees, aan U woord, aan U autoriteit. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U tasbaar teenwoordig sal wees by elke groepie van Menorah Tabernakel, by elke huisgemeente, by elke individu wat na hierdie boodskap kyk. Daar waar mense nou voor 'n televisie sit, in hulle sitkamer of eetkamer, dat die Gees van die lewende God sal manifesteer in hulle binneste, en hulle omgewing, dat die atmosfeer in hulle huis nou verander sal word. Vader, ek roep vandag die salwing van die Gees op elke man, vrou, seun en dogter, en dat die salwende krag die jukke sal breek. Jukke van selfhaat, jukke van verwerping, jukke van skuldgevoel, jukke van ek pas nie in nie, jukke van vrees, dat het gebreek sal word vandag in die naam van Yeshua, Messia, die gesalfde, die bruidegom, die Messias, wat weer sal kom. Vader, ek bid dat my woorde en my hart in lyn sal kom met dit wat U vandag wil hê ek moet sê, dat ek niks uit my eie sal doen nie, asseblief Vader, dat alles sal kom uit my geesmens,
dit wat U kom deponeer het in my gees, om dit weer te gee vir die volk. Vader, ek voel vandag soos 'n Jeremia, wat in die tempelhowe staan, om te sê, so spreek Jahwe die Elohim, die Heilige van Israel, keer terug na hom, in gees en in waarheid. Vader, dis my gebed, dis my roepe vandag, vir ons volk, en ek bid dit in die wonderbare naam, van ons meester, Yeshua HaMashiach, en my gees roep uit, halleluja, prys sy naam. Wat 'n voorreg om sy naam te kan aanroep, en dit op Shabbat, halleluja. Nou mense, ek moet vir julle sê, nou berei ek hierdie woord voor, ek het letterlik nagte omgesit met hierdie woord, want hierdie woord het my aangekla. Okay, ek moes baie keer, moes ek my stoel afklim, dan moes ek gaan bid om te sê, Abba, help my, rig my, lei my, hier het ek verkeerd, hier het ek nog 'n slap rug. Ek het natuurlik 'n ander woord wat ek met jou wou bespreek het, maar Abba, hier het ek 'n slapheid man, hier het ek 'n slapheid, ek moet bykom, hier moet ek dit doen. Lank genoeg het ek arms gevou en gedink, ag wat, weet jy, kom ons bly maar stil terwille van die vrede. As ek nou iets sê, gaan hier 'n bom ontplof. So ek gaan nou maar eerder stil bly terwille van die vrede. Ek hoor wat hulle sê en ek word kwaad en ek is geïrriteerd, maar ek gaan eerder maar stil bly. Hierdie woord het my aangekla. Hierdie woord het my lewe kom transformeer. Torah porsie 41, Pinias. En Vader gee vir my hierdie tema. Wanneer, hoor nou mooi, skryf dit neer, wanneer kompromie die tempel binnendring. Wanneer kompromie die tempel binnendring. Waar is die tempel nou? Is dit in Israel? Nee, hier is hy. So ek kan nie kompromie toelaat in hierdie tempel nie, want die woord sê, weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie? Weet julle nie dat julle is die ambassade op aarde wat hemel verteenwoordig nie? Weet julle dit nie? En dan, wanneer Elohim sy tempel kom reinig, moet ek en jy dit toelaat, en vandag is daai dag. En die skrifte wat ons vir jou deurgegee het, wat jy kan natuurlik lees, is in Numeri hoofstuk 25 vers 10 tot 29 tot en met 40. En dan Jesaja hoofstuk 9 vers 6 tot 7 wat almal ken, en dan baie belangrik Johannes, Nuwe Testament, Johannes 2 vers 13 tot 17, en dan 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 9 tot 10. Nou mense, ek het dit al gesê en ek het dit al baie gesê. Ek het baie mentors wanneer ek die woord lees, en as ek die Ou Testament lees, dan het ek Moses was baie keer my mentor, en Henog is 'n mentor, en Noag is 'n groot mentor in my lewe, Gideon in die tydperk van die rigters, en koning Dawid is my mentor, en hier's 'n paar mense wat vir my, soos Daniel is my mentor, en Jeremia, groot mentor, en Jesaja, en so kan ek aangaan. Maar vandag, op hierdie Shabbat, is Pinias vir my 'n enorme groot mentor. En ek wil sommer net nou, voor ek met hierdie boodskap begin, 'n verklaring maak. Kan ons net in hemelsnaam die Pinias generasie terugroep in ons land, Suid-Afrika. Terugroep in Namibië. Terugroep oor die wêreld. Terugroep in my huis. My huis, hier waar ek eet, hier waar ek slaap, hier waar ek huil, hier waar ek bid, hier waar ek en my vrou saamleef, dat die Pinias generasie sal terugkom in my huis. En toe ek hierdie woord voorberei, toe besef ek dat Pinias is eintlik die eindtyd bruid, wat vir my en vir jou kom wys, wat aan die einde van hierdie dag gaan gebeur, en hoe ek en jy moet optree. Want ons weet nie altyd hoe ons moet optree nie. Ons weet nie. En daarom maak ons foute. En daarom praat ons baie keer sommer net goed in die wind. Het is belangrik, mense, dat wanneer ons die woord lees, dat ek en jy die woord beginne praat. Onthou, ons is in die dekade van Pi. Ons moet die mond gebruik om die woord te mobiliseer, en ek en jy is die waf. Ons is die mens. En die mens is op hierdie aarde geplaas met een doel voor oë. En dis om Jahwe die Almagtige te eer en te verheerlik. Van die opkoms van die son tot die ondergang moet ek en jy sy naam verheerlik. Nou mense, ek hoop jy het 'n pen by jou. Ons gaan begin.
Ek weet nie hoe lank hierdie boodskap gewees nie, ek sê dit vir jou weer 'n keer, so bly asseblief by my, maar ek wil nou vandag vir jou sê. Hierdie boodskap, hierdie Torah porsie 41, die kompromie wat die tempel binnendring, het my van my stoel kom afstamp. Dit was soos 'n voorhamer teen my bors. En ek het besef, speeltyd is verby. Die dae van fluffiness is verby. En dis wie ek is. So Phinehas is vir my een van die sterkste eindtyd mentors van hoe die bruid moet wees in die laaste dae. En watter dae leef ons? Ons leef in die laaste dae. Sy lewe, Phinehas se lewe, wys my hoe 'n mens, hoe ek en jy, Jahwe die Almagtige se eer bokant moet stel, bo die goedkeuring van mense, bo die kultuur, bo mense se opinies, bo oor wat mense preek, man, moet ek en jy sy eer kom herstel. So mense, hierdie boodskap, ek wil dit weer sê, gaan jou lewe ruk. Dit gaan jou fondasie vandag skud. Want nommer 1, Phinehas het nie passief toegekyk. Hy het sy armpies maar nie gevou om te kyk, maar okay, so dis wat julle mee besig is, of dis wat julle sê nie. Hy het iets gedoen. Hy het iets gedoen wat min mense gedoen het. En toe hy dit doen, toe kom daar 'n radikale verandering by die volk. Nommer 1, hy het nie passief toegekyk nie. Phinehas het opgetree. Skryf neer, nommer 1. Onder nommer 1 skryf jy neer, die bruid kan nie neutraal bly. Ek wil dit vir jou stadig sê. Die bruid kan nie neutraal bly wanneer die waarheid en die heiligheid aangeval word nie. Ons kan nie neutraal bly nie. Ek kan nie maar net sit en toekyk en maar net hoor en dink, weet jy wat, as ek nou iets sê, gaan die bom bars. Tweedens, liefde vir Jahwe die Almagtige vereis passievolle, radikale optrede. Nommer 2. Phinehas se ywer was vir Jahwe die Almagtige se naam. Mense hoor gou vir my. Ek en jy het 'n naam wat ons het bo elke naam. Jahwe die Almagtige, Jod, hy, Waf, hy. Jod, hy, Waf, hy. Is 10/5/65/26. Dis die jaar 2026. Ek en jy, in my DNA, is my DNA streng 26. Die ywer vir sy naam moet begin opstaan. Ons hardloop nie vir ons eie reputasie nie. Ek doen nie hierdie boodskap vir populariteit nie. Ek doen hierdie boodskap want Vader het my die opdrag gegee en ek staan soos 'n Esegiel, die bloed is op my hande. En as ek dit nie vir jou gee nie, dan bly die bloed op my hande, maar wanneer ek hierdie boodskap vandag vir jou gee, is die bloed op jou hande. So, ek en jy moet 'n ywer hê soos Phinehas vir sy naam. Sy naam is heilig. Sy naam is bo elke naam. Ons hardloop nie en ons staan nie vir ons eie reputasie nie. Phinehas het nie erkenning gesoek nie. Phinehas het heiligheid verdedig. Phinehas is soos die eindtyd bruid. Hy het nie opgestaan vir 'n applaus om te sê, "Ooh, dis great en dis mooi nie." Nee, hy het opgestaan vir die saak van die bruidegom. Wie is die bruidegom? Yeshua, Messia, die gesalfde. Phinehas het in Numeri 25, het hy kompromie, wat wou inkom in die volk, wat wou inkom in die tabernakel, het hy deurboor met 'n spies. Dis Phinehas. Waar Israel, en ek gaan dit bietjie later hanteer en bly by my asseblief, waar Israel met Baal Peor vermeng geraak het, het Phinehas gekom en hy het die vermenging gestop. Hy het dit gestop, hy het opgestaan radikaal. Mense, hy was jaloers vir die saak en die eer van Jahwe die Almagtige. En ek vra vandag vir jou, is jy jaloers op sy naam? Dat sy naam vir jou bona fide, bo elke naam is. En vandag, 2026, word die bruid geroep om nie langer met geestelike kompromieë te vermeng nie, om met wêreldgelykvormigheid en afgoderry te laat inkom in hierdie tabernakel nie. Ons staan nie daarvoor nie. Ons staan met dissipline en ons staan met 'n standaard om sy naam te eer en te respekteer, want hy is die heilige van Israel. Dis waarvoor ons staan. Vierdens, Phinehas het die verbond beskerm.
Jahwe die Almagtige, toe Penias doen wat hy doen, en ek gaan nou die storie vir jou vertel, toe Penias doen wat hy doen, is hy beloon met 'n verbond van vrede. In Hebreëus word dit genoem Brit Shalom. Die ware vrede kom nie met kompromie nie. Met kompromie met hierdie wêreld nie. Ware vrede kom nie met stil bly dat mense van my Skepper God kan praat soos wat hulle wil nie. Ware vrede kom nie as ek iemand hoor nonsens praat om stil te bly nie. Dis nie ware vrede nie. Dan bou ek 'n weerwil hier binne my op. Ek moet my praat. Ek moet my behoeftes kommunikeer. Ek moet sê, ek stem nie saam met jou nie. Maak nie saak wie dit is nie. Mense, ons gaan vriendskappe verloor. Jy moet dit vandag weet. Jy gaan geetiketeer word, want mense sien gehoorsaamheid as wettisisme. En dis alles behalwe. So, Jahwe die Almagtige het Penias beloon met 'n ewige verbond van vrede. Hy het nie kompromieë aangegaan nie. Wanneer daar werklike vrede is wanneer daar gehoorsaamheid is aan die verbond. Dis wanneer daar werklike vrede is. Nommer 5. Penias het sy priesterlike verantwoordelikheid verstaan. Hy het sy posisie verstaan. Hy het geweet wat word van hom verwag. Want ek en jy, ooreenkomstig 1 Petrus 2 vers 9, ek en jy is 'n koninklike priesterdom, 'n volk afgesonderd vir sy naam, vir sy koninkryk. Dis wie ek en jy is. Hy het dit verstaan. En dis hoekom hy opgestaan het en dis hoekom hy sy werk gemaak het om vermenging te stop. En toe hy dit stop, toe gebeur daar 'n radikale verandering. Bly met my, ek gaan dit nou met jou bespreek. Hy het as iemand gestaan tussen Jahwe die Almagtige en die volk. Hy het gestaan tussen die lewende en die dooie. Dis wat Penias gedoen het. Dit was sy posisie. Mense, hierdie is 'n eindtyd bruid boodskap wat vandag my in jou posisie kom bevestig. Dat ons sal onderskei wat dit is om heilig te leef of wat dit is om kompromie toe te laat in hierdie tabernakel. Ons kan dit nie bekostig nie. Die woord sê, in die laaste dae sal selfs die regverdiges of die uitverkorenes mislei word. Dis wat die woord my leer. Mense, is ek en jy die bruid van die bruidegom? As jy vandag vir my sê, ja ek is, wil ek vandag vir jou vra, is jy bereid om te veg vir sy naam? Staan jy vir die waarheid? Staan jy vir heiligmaking? Staan jy om verander te word, dat wanneer jy die woord lees, dat daar transformasiekrag in jou mondering sal wees? Staan jy daarvoor? Want die bruid van die Messias vandag het die Penias karakter nodig. Kom ek verduidelik. Nommer 1. 'n Ywer vir die woord, sonder afwyking. Met ander woorde, lees ek nog die woord? En wanneer ek die woord lees, verander ek, of doen ek nie? Of lees ek maar net die woord om my gedagtes te sis, om my gewete te sis? Lees ek die woord om te sê, Abba, ek lees vandag hierdie woord, dat my wandel met u, dat dit my nader sal bring aan u karakter. Tweedens, is ek bereid om vir die waarheid te staan, sonder vrees. Om die woord lief te hê, om Vader en sy weë en sy instruksies en sy gebooie en sy feeste en dit te onderhou, wat vir hom aanneemlik is ek bereid om daarvoor te staan sonder 'n kompromie. Om heilig te wandel voor sy aangesig as 'n afgesonderde, 'n apart gestelde, sonder hoogmoed. Ek dink nie ek is beter as die ander nie. Ek dink nie ek het gearriveer nie. Ek doen dit sonder 'n handeklap, sonder hoogmoed, sonder trots om te dink ek weet 'n bietjie meer, of ek praat 'n bietjie beter, of ek doen dit beter, sonder hoogmoed. Om gehoorsaam te wees, sonder verskonings. Ek wil vandag 'n stelling maak. Skryf gou hierdie stelling neer. Nommer 1. 'n Ywer vir Jahwe die Almagtige se woord beskerm die verbod. Kompromieë met hierdie wêreld vernietig sy verbond. Kan ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou lewe? Waarmee is jy besig? Doen jy dit wat vir Vader welbehaaglik is, of doen jy dit vir eie reputasie, of doen jy dit maar net ter wille van, omdat jy dit doen?
as ek en jy die bruid is, moet ek en jy sekerlik gereed maak vir die bruidegom. Weet ons wat is bruidskap? Weet ons dat wanneer hy kom, waarna is hy op soek? Hy is op soek na 'n bruid wat sy kleed onberimpeld en ongevlek is. Met ander woorde, 'n skoon, rein kleed wat uitleef die dade van geregtigheid, regverdigheid en reg. Wat uitleef heiligmaking, 'n kadosh lewe. Dat ons lampe vol olie sal wees. Mense, anders is ons nie gereed vir die bruidegom wanneer hy kom nie. Nee, nie vol godsdiens nie, nee, maar vol heiligheid sonder enige kompromie van hierdie wêreld om in te kom in hierdie tabernakel, in hierdie tempel. Om vas te staan op sy woord vir die waarheid, al kos dit my wat, om vas te staan vir sy woord. En in hierdie geleesde gedeelte van Numeri 25 praat die woord oor die volk. Hy praat oor Penias, met ander woorde ek en jy, die eindtyd bruid. Hy praat oor ons optrede en hy praat oor die resultaat. Ek wil gou iets vir jou lees wat ek neergeskryf het. Sit gou jou pen neer, sit gou alles neer. Kyk gou vir my. Ek wil gou vir jou lees wat ek geskryf het, net om jou die agtergrond te gee waaroor Torah porsie 41 gaan. Penias. En ons kan nie hierdeur enige verder kompromie toelaat van die wêreld, of van wêreldgodsdiens, of van opinies van mense, of enige kultuurdruk, watter aard, of familiedruk, watter aard ook al nie. Kom ek lees gou vir jou wat ek neergeskryf het. Stel jou die volgende voor. Israel staan op die drempel van die beloofde land. 40 jaar lê agter hulle, wat hulle al deurgeloop het deur hierdie woestyn. Hulle bestemming is in sig. En net voordat hulle oorbeweeg na die beloofde land, hulle bestemming, is hier iets wat gebeur wat eintlik skrikwekkend is. Maar juis hier, net voor die deurbraak, val die volk ineen as gevolg van die grootste geestelike strikke wat tot vandag 2026 aanwesig is. Die vroue van Moab en Midian lok die Israel se mans uit. Onthou, dit was Bileam se plan, hè, die vorige Torah porsie, Bileam en Balak. Wat het Bileam vir Balak gesê? Hy het vir hom gesê, ek kan nie hierdie volk vervloek nie. Ek sien jy betaal my beeste en jy betaal my in goud en jy betaal my in silwer, maar ek kan hierdie volk vloek nie, want hierdie volk is die geseënde volk van Jahwe die Almagtige. Elke keer as ek my mond oopmaak, dan kom daar 'n seën uit. Maar wat jy kan doen, kom hoor gou hierso. Wat jy kan doen, wat moet jy doen? Jy moet die binnekring verrot. Kom binne in hulle huise in. Bring die vrouens van Moab. Onthou net, Moab is nie deel van die volk nie. Hulle is heidene. Bring die vrouens van Moab, bring die vrouens van Midian, bring hulle onder die volk in. Dat hulle die mans verlei. Geef hulle afgodsetes. Dit sal later lei dat die manne sal verval in afgoderry. Dis die grootste geestelike stryk, seksuele immoraliteit. En wat doen hierdie manne toe? Hulle is besig om Baal Peor te aanbid. Dit was nie net seksuele sonde nie. Dit was verbondsverraad. Want toe hulle by Sinaï was, het hulle gesê, ons sal dit doen wat u vir ons sê om te doen. Ons sal gehoorsaam wees. En hy gee vir hulle die huwelikskontrak, die ketubah. Hulle sê, Moses, ons gaan dit doen wat Jahwe die Almagtige, ons Vader, vir ons gee om te doen. En nou is hulle hier, net voor die beloofde land, net voor die finale besitting. En hierdie was nie net seksuele sondes nie, hierdie was verbondsverraad. Israel, die afgesonderde, die apartgestelde, wat uitgelei is uit Egipte uit, hulle is verlos deur die bloed van die lam, hulle is gedoop deur die Skelfsee, hulle het 50 dae gewandel, wat hulle sy karakter ontdek het, wat hulle gesien het wie hy is, hy was vir hulle soos 'n bruidegom wat hulle gelei het, hulle beskerm het met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, hy het vir hulle manna gegee, hy het vir hulle vleis gegee, hy het vir hulle water gegee, hy het seker gemaak hulle is beskerm dag en nag. En nou is hulle voor die beloofde land. En nou kom daar
verraad. Ek en jy is vandag aan die einde van tyd, 2026. Ons is op die vooraand van groot gebeure in hierdie wêreld. Ons is op die vooraand om in te beweeg in die koninkryk van Elohim. Pas op vir die grootste geestelike sonde wat kan plaasvind, en dit is vermenging, wat gepaard gaan met seksuele immoraliteit, wat verbond verraad is. Israel het hulle harte weg van Jahwe die Almagtige gedraai en voor vreemde gode gaan buig. Gaan kyk so 'n bietjie wat gebeur in ons kerke, man. Gaan kyk so 'n bietjie na die feeste, en ek gaan nie nou daaroor praat nie, want ek praat baie daaroor. Gaan kyk so 'n bietjie wat in die kerke ingebring word. Gaan kyk so 'n bietjie na die gruwels wat ingebring word in die plek waar Jahwe die Almagtige aanbid moet word. Gaan kyk. Gaan kyk. En dan volg Jahwe die Almagtige se oordeel. In 'n verwoestende plaag breek uit, duisende sterf. Duisende sterf. En die tent van samekoms staan daar. En almal kom huil by die tent van samekoms. Maar selfs terwyl hulle ween, hulle is hulle aangesigte na die aarde toe, dan val iemand dood hier langs hierdie persoon, dan val daar iemand dood. Hier's 'n plaag, duisende mense sterf. Die volk huil. Hulle aangesig is na die aarde toe gebuig, en op daai stadium kom daar 'n Israelitiese man, 'n leier van die volk, en hy stap met 'n Midianitiese vrou, en hy stap blaatant voor almal die tent in, en hulle het gemeenskap. Jy moet nou by my bly, hulle het gemeenskap. En die sonde word nie meer weggesteek nie, dit word openlik uitgestraal. Dink so 'n bietjie wat gebeur tydens Valentine, wat gebeur tydens Kersfees, wat gebeur tydens Halloween, wat gebeur tydens Vadersdag en Moedersdag, wat nêrens in die woord enigstens beskryf word nie. Dink 'n bietjie wat gebeur daarmee, dat die vermenging het ingekom met die plek waar ons hom en sy naam in ere moet herstel, bring ons daai goed in ons gemeentes in, reg oor Suid-Afrika, en almal sê, dis reg. Almal sê dis reg. Maar op daai oomblik staan een man op. Hy praat nie, hy staan op, sy swaard is in sy skede, en hy stap. Pinias, die klein seun van Aaron, weier om stil te bly. Hy weier om op sy blaker te sit. Hy weier om hande gevou te sit. Hy staan op en hy sê, hierdie is nie reg nie, want ek is jaloers op die woord, ek is jaloers op die naam van Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel. Ek is jaloers. Ek kan nie stil sit nie. Ek kan dit nie aanvaar nie. Ek gaan dit nie toelaat nie. Daar's 'n standaard. Hulle is besig met verbondsverraad en ek gaan nie daarvoor staan nie. En hy staan op. Nie uit woede nie. Nie uit wraak nie. Hy staan op met 'n heilige ywer vir Jahwe die Almagtige se naam en sy verbond. En hy konfronteer sonde, daadwerklik. En hy neem sy spies, hy deurboor hierdie Israelitiese leier, en hy deurboor hierdie Midianitiese vrou. En toe hy dit doen, toe daai twee hulle asem uitblaas, toe stop die plaag. Stop die plaag. 24.000 mense het gesterf. 24.000 mense. As gevolg van die feit, dat die volk het hulle harte geneig tot afgoderry. Hulle het hulle tabernakels gebruik om te buig in aanbidding met afgoderry, met Baal Peor. En toe hy dit doen, toe stop hierdie plaag. En net daar sluit Jahwe die Almagtige met hom 'n verbond van vrede. En hy bevestig 'n ewige priesterlike verbond vir sy nageslag. Net daar. Hy het nie goedkeuring gekry by Moses om dit te kan doen nie. Hy het opgestaan, want hy het geweet, dis verkeerd. En net voordat die volk hulle erfenis betree, die beloofde land, na 40 jaar, probeer die vyand kom met 'n kompromie, met vermenging en afgoderry, en seksuele immoraliteit, om die volk weg te trek van sy verbond. En die vraag vanoggend by hierdie Shabbat uitsending, die vraag is nie gaan die druk kom nie, die vraag is vandag vir my en vir jou, dat ek en jy sal opstaan soos 'n Pinias. Wie sal in ons geslag opstaan met die karakter van Pinias
in ons huise, in ons werksplekke, in ons gemeentes? Wie sal opstaan in ons gemeenskappe om te sê, ek staan nie meer vir dit nie, dis nou klaar. En in die laaste dae sê die woord, dat die regverdige gaan mislei word. Onthou net, vir 40 jaar het hulle gesien, die hand van die lewende God, hulle staan voor die beloofde land. En hier kom hierdie geestelike aanval. En ek en jy in 2026 beleef presies dieselfde. Bly by my, dan vertel ek jou wat gebeur. Matteus 24 vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes of die regverdiges te mislei. Die misleiding in 2026, 27, 28 en so kan ek aangaan, sal so kragtig wees, dat selfs die regverdiges of die uitverkorenes sal mislei word, as hulle nie deur die waarheid van die woord gegrond is in hulle posisie en hulle identiteit nie. Hoor vandag vir my. En dis hoekom ek hierdie gebed gebid het in die begin, om te sê dat hierdie Torah porsie, hierdie gedeelte wat ek vandag met jou gaan hanteer, gaan jou geloof kom vestig in Yeshua HaMashiach. Dit gaan jou posisie en jou identiteit bevestig in hom, deur die woord van die waarheid. Ek wens baie keer, ek kan mense skud dat hulle net wakker word. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 9 tot 12, gaan lees die hele gedeelte asseblief. Die koms van die wettelose gaan gepaard met tekens, wonders en dwaling. 3 belangrike dinge, gaan gepaard met tekens, wonders en dwaling. En diegene, met ander woorde, hulle, wat nie die liefde van die waarheid ontvang het nie, sal mislei word. En hulle gaan dink, hulle wandel in die waarheid, want die woord sê, daar's 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1. Maar die gees van die lewende God, sy ruach, sê uitdruklik in die laaste tye, sal sommige van die geloof afvallig word, deur ag te gee op vermenging, op verleidende geeste en die leringe van demone. Wat hoor ek en jy? Die gruweldade wat inkom in die tempels, die gruweldade wat inkom op die plek wat veronderstel is om hom te eer en te respekteer en sy naam te beskerm en sy woord te beskerm en sy verbond te beskerm. En die wat sy hartseer. Die mense wat hierdie goed verkondig het duisende aanhangers. En ons word mislei. Ons word mislei deur verleidende geeste en die lering van demone. En die kontaminasie kom in die tabernakel in. En ons oë word verblind, daar word sluiers oor ons oë getrek, dat ons die ware evangelie mis, al lees jy die woord. En dit sluit baie mooi aan by Korach. En nou in hierdie Torah gedeelte, by Simri. Onthou julle vir Korach, onthou julle toe die volk uitgetrek het uit Egipte uit. Toe kom Korach en sy bende, so 250 manne. Onthou net, Korach was uit die stam van die Lewiete gewees. En hulle het posisie gesoek. Ek wil dit weer sê, hulle het posisie gesoek, want hulle sien dat Moses kry al die applaus en Jahwe die Almagtige praat net met Moses, maar hulle is dan Lewiete. Waar pas hulle in die prentjie? En hulle konfronteer Moses en Aaron. En Korach kom met 'n beeld van misleiding, van hoogmoed, van trots en selfverheffing. Korach. Wat gebeur met Korach? Die grond gaan oop en hulle val in en hulle word verwoes. En vir 10 generasies word hulle uit die tempel verban. Want as hulle in die tempel kom, gaan hulle inbring misleiding, hoogmoed, selfverheffing en die eie ek. Dit was in die begin gewees. Nou het hulle deurgeloop vir 40 jaar, nou is hulle voor die beloofde land, voor die besitting wat aan hulle beloof was, deur Jahwe die Almagtige. En nou kom Simri, in die einde van die tyd. En toe Simri inkom, want dit was hierdie man se naam, hy en hierdie vrou het deurgeloop voor almal, blaatant in die openbaar, het hulle deurgeloop in hulle tent, hoor mooi, Israel met Midian. 'n Israeliese leier
met 'n Midianitiese vrou. En hulle stap in en hulle het intimiteit. Daar's vermenging plaasgevind toe hulle in daai tent instap. Simri is die beeld van misleiding, die beeld van kompromie, seksuele immoraliteit en afgoderry. Pinias, die ander karakter, aan die einde van die reis van 40 jaar, net voor die aanvang van die beloofde land of die koninkryk van Elohim, beeld die uitverkorene uit wat weier om mislei te word, omdat sy ywer vir sy naam en die waarheid groter was, is die kultuur en die druk van hierdie wêreld. Waar staan ek en jy met betrekking tot dit? Hoor gou mooi. Korag kom met eienskappe van selfverheffing, trotsheid, hy soek 'n posisie, hy kom met hoogmoed, en hy kom met misleiding, dis Korag. Hou vas in dit. Hier kom Simri aan die einde met 'n enorme geestelike aanval. En hy kom met misleiding, met kompromie en met seksuele immoraliteit wat afgoderry veroorsaak. Hoe lyk Suid-Afrika vandag vir jou? Kom ek help jou. Hoogmoed, selfverheffing, status, trots, misleiding, seksuele immoraliteit. As jy dit nie verstaan nie, pornografie, verhoudings met vrouens en mans op Facebook. So kan ek aangaan. Pinias kom en hy sê, ek staan vir die waarheid. Ek sal opstaan en ek sal uitstaan en ek weier om mislei te word deur hierdie dinge van hierdie wêreld. En Pinias is 'n besondere bruid vir die eindtyd as 'n voorbeeld vir my en vir jou vir verbondstrou aan Jahwe die Almagtige. En hy weier om geestelik mislei te word, presies wat vandag plaasvind in 2026. Hoor wat sê Jeremia, ek voel vandag soos sê Jeremia. Hoor wat sê Jeremia, in Jeremia 5 vers 30 tot 31, vers 30. 'n ontsettende, afskuwelike ding het in die land gebeur. Wat het gebeur? Vers 31. Die profete profeteer vals. En die priesters reageer op hierdie vals profetiese gesag. En my volk het dit lief. Dis in die openbaar, bladtand, en my volk het dit lief. Nou kom die woord en die woord sê, maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? So Jeremia wys dat die grootste probleem nie net die valse profete en die korrupte leiers en die predikante is nie, maar hy wys ook dat die volk dit so verkies, die volk wat dit so gehad het. En dit bring my by Esegiel 33 vers 7 en 10. Vers 7. En jy mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. So ek en jy word vandag aangestel as 'n Pinias. En wanneer jy die woord hoor van Skepper lewende God, die heilige van Israel, moet jy die volk gaan waarsku. Vers 10. En jy mensekind, sê aan die huis van Israel, julle spreek so en sê, waarlik, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en ons vergaan daarin. Hoe kan ons lewe? Want ons is besig om Baal Peor weer te aanbid. Ons leef in die laaste dae. Ons het gewandel vir 6000 jaar. Ons leef in die laaste dae. Ons is net voor die koninkryk van Elohim. Ons is in die laaste dae. En ons is besig om te vergaan. Want ons gee nie ag op die waarheid van die woord nie. En ons gee nie ag op die verbond nie. En ons erken nie meer sy naam nie. Want ons vrees nie meer sy naam nie. Elohim is vandag 2026. Is hy soekend na 'n mond van sy bruid soos Pinias. 'n Mond van sy bruid wat Elohim godvreesend sal dien. En wat hom eerste stel. Wat hom eerste sal soek. En sy koninkryk eerste sal plaas. Hy soek 'n mond. Hy soek 'n man en 'n vrou wat sal opstaan. En sal waak vir sy naam. Wat sal waak vir sy woord. Wat sal waak vir die waarheid. Wat hom heel eerste
eer en respekteer en hom onderwerp aan sy wil, sodat ons die vrede kan ontvang wat hy vir ons kom gee. Iemand wat optree met insig en met wysheid, iemand wat optree ooreenkomstig Jesaja 11 vers 2, tot eer van Elohim, nie tot eer van 'n wêreld, of 'n groepie, of 'n gemeente, of 'n pastoor, of wat ook al nie, iemand wat optree tot eer van sy heilige naam. Want jy sien, Pinias het opgetree, hy het 'n heilige jaloersheid gehad oor die naam en die saak van die verbond. En ek en jy staan in 'n verbond, jy moet dit vandag weet. Ons moet 'n jaloesie hê vir Elohim se saak, vir sy naam, vir sy koninkryk. En ek en jy moet die waarheid lief hê. Ons kan nie langer toelaat dat kompromie inkom in hierdie tempel nie, want ons is in die laaste dae. Die Hebreëse woord vir jaloesie beteken kona, of jy kan dit uitspreek in Afrikaans, kina. Dit beteken jaloesie, ywer, vurige toewyding en heilige passie. Dis wat dit beteken. Eksodus 34 vers 14. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie. Want Jahwe se naam is jaloers. 'n Jaloerse Elohim is hy. Hy is kina. Hy is jaloers oor my en jou. Hoekom het ek en jy nie dieselfde jaloesie oor hom nie? Hoekom laat ons toe dat mense oor hom kan praat soos wat hulle wil, sonder vrees en sonder respek? Hoekom laat ons toe dat hierdie gruweldade in die open gebeur en ons is okay daarmee? Hoekom laat ons toe dat vermenging plaasvind, dat misleiding plaasvind? Hoekom laat ons dit toe? Ek soek vandag die Pinias generasie in die naam van Yeshua. Staan op en staan uit vir sy koninkryk. Dis wat ons moet wees. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Pinias het nie opgestaan met woede nie. Hy het opgestaan met 'n gees van jaloesie in dit wat hulle doen ten opsigte van Jahwe se eer en sy verbond. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. Titus hoofstuk 2 vers 11 en 12. Vers 11. Want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn. Met ander woorde, jy het nie 'n verskoning nie. Vers 12. En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon. Om te wandel, nommer 1, in getoe. Nommer 2, regverdig, vroom in die teenwoordige wêreld. Ek en jy leef in hierdie teenwoordige wêreld. Ek en jy moet leef in getoe, regverdig en vroom. Dit is hoe Noag gewandel het. Noag was vroom voor die aangesig van Jahwe die Almagtige. En Noag het genade gevind by Jahwe. Hy was 'n man wat opgestaan en uitgestaan het onder al sy tydgenote. En hy en sy gesin was beskermd gewees voor die vloed. Sittim, Numeri 25 is die plek waar alles afgespeel het. Nou Sittim kom van die woord sulta, S-U-L-T-A-H. Dit kom van die woord sulta. Hoor gou mooi wat dit in betekenis in vandag se tyd. Dit het te maak met 'n owerspelige vrou wat dwaal. Wie is die bruid? Ons is die bruid. Wie is die vrou? Ons is die vrou. Dit het te maak met 'n owerspelige vrou wat dwaal en die man wat 'n gees van jaloesie ontwikkel van wie oorspel. 'n Volk of 'n gemeente wat wegdryf van die goedgekeurde lewe van Elohim, wat hy bepaal hoe om te leef. Ons is besig om weg te dryf. Balak, die koning van Moab, probeer deur Biliam die volk vervloek. En hy kry dit nie reg nie. En Biliam kom met 'n bose plan en Balak koop in hierdie bose plan. Met ander woorde, verleiding vind plaas as ek die binnekring kan verrot. As ek goed toelaat in my huis, op my televisie, in my kinders en my vrou en my man, as ek goed toelaat op my telefoon waarna ek kyk, is ek besig met seksuele immoraliteit en ek is besig om die binnekring van my huis,
wat in verbond staan met Jahwe die Almagtige, is ek besig om te verrot. En die wêreld kom in, en hy kontamineer hierdie tempel. En dis hoekom Pinias opgestaan het, en dis hoekom Yeshua 'n sweep gevleg het, om hierdie klomp geldwisselaars uit te jaag uit die tempel uit. En ons het te maak vandag met welles en afgoderry. 'n volk, hoor mooi, 'n volk wat nie vervloek kon geword het nie, bewerkstellig hulle eie ondergang, om ontrou te wandel, teen die verbond, teen Jahwe die Almagtige, hulle harte weg te neig van sy verbond, sy gebooie en sy instruksies, en hulle te wend na afgoderry. Dis wat hier gebeur het. Hulle bewerk hulle eie ondergang. Suid-Afrika, ons bewerk ons eie ondergang, met hierdie wêreldgodsdiens gesindheid wat ons toegelaat het om in te kom, in die openbaar blaatant. En toe Pinias dit sien, en hy sien die immoraliteit, het hy hulle deurboor met sy spies. En die spies is die simbool van die woord vandag. Nou sit ek in voorberei, en tydens my voorbereiding skryf ek neer, en ek skryf baie, en kom by my op, wat was Baal Peor, wat hulle gedien het? Wat beteken dit? Wie is Baal Peor? Is dit 'n afgod? Is dit 'n mite? Wie is Baal Peor in daai tyd? En weet jy wat? Ek gaan doen navorsing, en ek besef toe, dis presies waarmee 70% plus mans mee vasgevang is, in die seksuele immoraliteit. En hulle word verbind met Moabitiese vrouens en Mianitiese vrouens op Facebook en op sosiale media. En hulle raak betrokke, hulle besef nie hulle raak betrokke met afgoderry nie, en hulle buig voor Baal Peor. En dis verbondsverbreking. Die oomblik wanneer jy in 'n verhouding staan met 'n sosiale media vrou, wat nie werklik bestaan nie, het jy eintlik liefde en gemeenskap met 'n demoon. Jy moet dit vandag weet. En dis afgoderry met Baal Peor. En hulle verruil hierdie lewende liefdesverhouding met Jahwe die Almagtige, wat Yeshua Messia die gesalfde gestuur het, om vir ons te kom sterwe, verruil ons om agter dit aan te loop. En dis oukei. Of agter drank aan te loop. En dis oukei. Om agter afgoderry aan te loop, soos Valentine en Kersfees en al hierdie goeters, en Easter, en dis oukei. Dis nie oukei nie. Dis 'n blote, blaatante sonde van immoraliteit wat Simri gedoen het, in die tydperk van Numeri 25. Dis verbondsontrouheid. Ek skryf toe, wie is Baal Peor in 2026? Wie is hierdie ding? Skryf nommer 1, skryf neer. Baal Peor in 2026 is kompromie met hierdie wêreld. Wanneer gelowiges hulle identiteit beginne aanpas om deur die wêreld aanvaar te word. Hulle praat soos die wêreld, hulle dink soos die wêreld, hulle vloek soos die wêreld, hulle doen soos die wêreld, die egskeidings soos die wêreld, die hoerery soos die wêreld, die gesuipery soos die wêreld, maar ek het daarin my Bybel gelees, en ek lees daarin hierdie week so Torah porsie, maar ek is oukei. Jy is nie oukei nie. Tweedens, seksuele losbandigheid, pornografie, buiteegtelike verhoudings, verhoudings op Facebook, sosiale media, hier's 'n nuwe ding. Nou gaan ek jou skok, hier's 'n nuwe ding. Waar Suid-Afrikaanse mans hulle vrouens wil skei om met 'n AI vrou te trou wat hy nooit sal kan vashou nie. Het gebeur. Ek kry die oproepe. Ek kry die boodskappe. Wat moet ek daarmee maak? Ek vat die spies en ek deurboor die vermenging. Ek deurboor hierdie seksuele immoraliteit
wat ingesluip het in ons midde, want ons leef in die laaste dae. Ons is net voor die beloofde land. Ons is net voor die koninkryk van Elohim. Ons is in die laaste dae en hierdie goed kom in. En wat doen hulle? Hulle mislei selfs die uitverkorenes, die regverdiges. Saam bly sonder verbond. Seksuele identiteit wat losgemaak word van koninkryksorde. En die wêreld en die kerk sê, dis okay. Die normalisering, want almal doen dit. Almal doen dit. Hoekom moet ek dit nie doen nie? Die normalisering van seksuele onreinheid. En die kern is nie spesifieke gedrag nie, maar die kern is dat sonde nie meer aangespreek word nie. Mense kom nie meer op 'n plek waar hulle sê, Abba, ek is jammer nie, want die kerke verkondig dit nie meer nie. Waar sonde nie meer as sonde beskou word nie. Nommer 3. Baal Peor is die aanbidding van self. Ek word die God. Ek kan besluit. Nee wat. Die gebooie is nie meer van toepassing op my lewe nie. Ek kan nou maak en doen wat ek wil. Ek is 'n Nuwe Testamentiese Christen. Ek doen alles wat my gelukkig maak. Ek vergeet van Elohim. Ek vergeet van die heiligheid van sy woord. Ek vergeet van die eer wat sy naam toekom. Ek vergeet die vrees van wie hy is. Hy's heilig. Hy's die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek doen wat my gelukkig maak en ek vergeet van hom. Dis Baal Peor. En die koninkryk kom en die koninkryk sê, hey, frikkie, sterf aan jouself. Neem jou folterpaal en volg my. Laat die goed sterf, dit wat skeiding my. Laat die goed sterf, dit wat skeiding bring tussen my en jou. Neem die waarheid op. Neem gehoorsaamheid op. Gehoorsaamheid is nie wettisisme nie. Gehoorsaamheid is die eienskap wat Vader eer en respekteer, sy naam heilig hou. Ons leef in 'n tydperk, ons leef in 'n seisoen waar selfvervulling dikwels bo geplaas word van gehoorsaamheid, net solank ek gelukkig is. Punt nommer 4, materialisme. Baal Peor was verbind gewees aan voorspoed, aan vrugbaarheid. Dis Baal Peor. Ons spandeer soveel geld, soveel tyd aan my loopbane, dinge om my gelukkig te maak. En dit gaan oor geld, en dit gaan oor status, en dit gaan oor aansien, dit gaan oor die kar wat ek ry, en die double cab, dit gaan oor waar ek 'n huis, en wat is die adres in my huis, en hoe lyk my kleredrag, en waar gaan my kinders skool, en op watter universiteit het jy gestudeer, en watse grade het ek, en dit gaan oor status, en dit gaan oor sukses, en dit is Baal Peor. En die tempel word besoedel. Nommer 5. Die tempels wat besoedel word, Johannes 2, waar Yeshua in beweeg het en gesê, ek staan nie vir dit nie. En die liggaam word besoedel, want dit huisves die Heilige Gees. En die openbaring van Baal Peor in 2026, en ek het dit neergeskryf en kom ek lees dit vir jou. Baal Peor in 2026 is enige kompromie wat ons liefde vir Jahwe die Almagtige verruil vir wêreldse aanvaarding, wêreldse plesier, wêreldse mag, wêreldse voorspoed. En ek sit met ander woorde, ek sit die woord neer en ek neem hierdie goedjies op en ek regverdig my optrede. So waar probeer Baal Peor my in jou hart oorwin? Nommer 1, skryf dit neer, nommer 1, deur kompromieë, deur seksuele versoekings, somme blaatant in die openbaar, deur liefde vir die wêreld, liefde vir geld, liefde vir status, liefde vir materie, materialisme, die begeerte om deur mense aanvaar te word. As ek tog 'n boodskapie post op Facebook, dan kyk ek net so af en toe, hoeveel likes het ek, hoeveel views het ek, hoeveel comments het ek. Hoekom post jy dit dan, as dit oor jou gaan? Hoe oorwin Baal Peor my hart?
om te vrees, om gehoorsaam te wees aan sy woord, want ek is bang, hulle gaan my verwerp, hulle gaan my afskryf, hulle gaan my die testament uithaal. Maar ek kom vandag op hierdie Shabbat, en ek roep, die Penias generasie, roep ek terug, in die naam van meester Yeshua. Ek wil hierdie lees wat ek vir jou geskryf het. Die ywer, Kona, die jaloesie, wat ons het vir sy naam, vir Yahweh die Almagtige, hy roep ons vandag terug, na 'n onverdeelde hart, wat op hom gerig is, wat nie op hom gerig is, en so af en toe na die wêreld, ek is op hom gerig. Wat sê Josafat? Hy sê, ek weet nie wat om te doen nie, maar my oë is gerig op U. Ek is bang, maar my oë is gerig op U. Ek word verwerp, maar my oë is gerig op U. Ek word afgeskryf, ek word geetiketeer, maar my oë is gerig op U, met 'n onverdeelde hart. Hy soek nie 'n perfekte bruid nie. Hy soek 'n getroue bruid, wat sal opstaan vir sy naam, wat sal opstaan vir sy saak. Ons kan nie langer deur vrees beheer word van mense se opinies nie. Maar ons roep mense terug, ek staan op met die swaard, met die spies, dis my spies, ek staan op met my spies, soos Penias, en ek sê, so spreek Yahweh die Almagtige. En ek roep jou vandag terug, tot verbondstrou, met 'n heiligheid, met 'n hart wat geheel en al aan hom behoort. Dat ons jaloers sal wees oor sy verbond, dat ons daarvoor sal opstaan en veg. Want jy sien, die vlees moet doodgemaak word. Dat ek en jy rein lewe, 'n kadosh lewenswandel sal hê voor sy aangesig, en dat ons hom sal eer en respekteer. Hoor gou wat sê die woord in 1 Korintiërs hoofstuk 6, vers 9 tot 10. Of weet julle nie, dat die onregverdige, die koninkryk van Elohim, nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie, moenie dwaal nie. Geen oorreder, geen afgodsdienaar, geen egbreker, geen welisteling, met ander woorde, seksuele immoraliteit, geen sodomiet, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, jy kan dit maar hoe inkleer soos wat jy wil, of dronkaards, of kwaadsprekers, hulle wat skinder, of rowers, sal die koninkryk van Elohim nie beerwe nie. Jy sal nie. En dit sluit aan by Openbaring 21 vers 8. En dit sluit aan by Openbaring 22 vers 14 en 15. Gaan lees dit op jou eie tyd. Ons sal dit nie beerwe nie. Openlike rebellie en selfverheffing en eie reëls kan nie bokant die reëls van Elohim wees nie. En as jy dit toelaat, het jy kompromie ingelaat in jou tabernakel. Die woord Penias begin met die Hebreëse woord pai. Dit beteken dis die beeld van die mond. En terloops, Yeshua het ook hierdie jaloesie gehad in terme van Elohim se belange in die boek van Johannes hoofstuk 2. Jy kan dit gaan lees, Johannes hoofstuk 2 vers 13 tot 17. En Yeshua kom en hy sê, die ywer vir u huis het my verteer. Die ywer vir u huis het my verteer. Ek staan nie vir dit wat gebeur in die heiligdom nie. Ek staan nie vir dit wat gebeur in my huis nie. Ek staan nie vir dit wat mense wil hê ek moet verander nie. Ek bly in heiligmaking. Ek bly in 'n kadosh lewe tot eer van sy naam. Die ywer vir u huis het my verteer. Jeremia, en hy kom en hy sê, hoe kan ek stil bly? Die woord kom soos 'n brandende vuur, dit brand in my gebeente, ek moet praat. En Penias se naam begin met pai. Pai beteken mond. Penias was 'n skadubeeld van die hoëpriester. Hy's 'n skadubeeld van die orde van Melchisedek. Penias se mond staan bekend as die mond van koper, die mond van oordeel, the mouth of judgment. Dis Penias se naam. Om die koninkryksorde te herstel en die belange van Elohim te beskerm en sy verbond te beskerm.
met ywer en geesdrif, sodat sy naam in ere herstel kan word oor Suid-Afrika, oor Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld. Dat ek en jy sal waak vir sy instruksies, waak vir sy Torah, waak vir sy woord, dat die koninkryksorde sal geld in my huis, in my werksplek, in my besigheid, in my gemeente en in die omgewing waarin ek bly. Ek sal waak met 'n goddelike ywer, ek sal waak met 'n goddelike jaloesie oor my gedagtes, oor my handel en my wandel, waarheen ek loop en waarna ek kyk met 'n goddelike ywer, met 'n goddelike jaloesie, sal ek dit doen. Ek sal so wil leef, dat ek aan hom behoort, onverdeeld, my oë, my hart op hom gerig. Dis Penias. Ek kan nie langer leef in 'n wêreld, vlees georiënteerde, geestelike lewe nie. Ek vat my spies en ek deurboor dit. En ek staan op met 'n heilige jaloesie vir die waarheid, vir gehoorsaamheid. So mense, kan jy sien hoe belangrik is hierdie woord? Hierdie woord het my kom aankla. En ek en jy moet hierdie woord ter harte neem. Want jy sien die oomblik toe Penias opstaan en hy maak die Israelitiese leier en daai Midianitiese vrou maak hy dood. Hy het hulle deurboor met die spies. Hy het hulle deurboor met die woord. Stop die plaag. Stop die plaag. En Penias ontvang 'n verbond van vrede vir ewig. Wat ewige vrede sal wees, word beskryf in Jesaja 9 vers 6 tot 7. Want ons verlosser en saligmaker, ons bruidegom, is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. In die woord shalom, hy gee vir ons die shalom. En daai shalom is 'n ewige shalom wat hy vir my en vir jou het, 'n ewige shalom. Shalom bestaan uit die volgende letters, uit 'n shin, 'n lamet, 'n shin, 'n shin, 'n lamet. Hierdie waf is 'n gebroke waf. En 'n mem. Kyk hierdie pragtige shalom teken. Is 'n shin, 'n lamet, 'n waf en 'n mem. Ek en jy is die waf. Ek en jy is die gebroke waf. Dis ook die 6de letter in die Hebreëse alfabet. Ons kom vandag met ons gebrokenheid na ons hemelse Vader toe. En ons vra Vader, ons is gebreek vanweë dit, die kontaminasie wat ingekom het. Help ons, rig ons, kom was ons skoon deur u bloed. En die mens moet nommer 1 erken. Ek en jy moet erken. Mense, is belangrik vir my, en ek bid dit, ek sê, Abba, kom haal my uit die pad uit. Kom haal my uit die pad uit, sodat u by my kan uitkom. Die mens moet erken, in die vrede, speel die mens 'n rol, maar ek moet erken, ek is afhanklik van hom. Ek kom vandag met volmaakte onderwerping aan sy woord, aan sy gees, aan sy instruksies, aan sy gebooie, sodat sy naam verheerlik kan word, en ek het 'n heilige jaloesie om sy woord en sy vrede te beskerm in my mondering. En ek kan nie toelaat dat kompromie inkom en my vreugde en my vrede kom steel nie. Want jy sien, sonde bring mee dat daar nie ware vrede is nie. Sonde veroorsaak dit, dat vrede weghardloop. Ware vrede vind plaas wanneer daar gehoorsaamheid is, wanneer daar nederigheid is, en wanneer daar 'n heilige respek is vir Jahwe die Almagtige. Ongelukkig het die mens arrogant geraak. Mense, ek wil vandag vir jou sê, jy gaan nie die boodskap hoor van 'n kansel af nie, hoor. Want die ouens gaan bang wees, die ouens loop uit die kerk uit. Ek is nie bang vir dit nie. Ek is nie geroep. Ek is nie geroep om bang te wees vir mense nie. Ek is geroep om die woord van Skepper God te verkondig. Ek staan vandag soos 'n Penias. Ek staan vandag soos 'n Jeremia. Ek het my swaard in my hand. En ek is nie bang om my heilige jaloesie te openbaar vir die vrede wat Skepper God vir my en vir jou wil kom gee nie.
die shalom vrede, wat hy vir ons wil kom gee nie. Ek is nie bang nie. Ek wil vandag 3 vlakke studies met jou behandel, ten opsigte van hierdie gedeelte van Penias. Die Remes studie gaan oor die gedeelte wat begin met oordeel. Numeri 25 begin met oordeel, dit begin met dood, dit begin met 'n plaag, 24.000 mense sterf, maar dit eindig met 'n erfenis, want iemand het iets gedoen. Waarom? Want sonde sal altyd jou erfenis kom steel. Sonde sal altyd jou identiteit beroof. Sonde sal altyd jou vrede kom steel. Die oomblik wanneer sonde verwyder word, kan Jahwe die Almagtige weer kom vrede gee. En dis die patroon. Dis die patroon. Skryf dit gou neer. Sonde, na sonde vind oordeel plaas. Na oordeel vind reiniging plaas. Na reiniging word die verbond herstel. Nadat die verbond herstel is, kom daar vrede. Wanneer daar vrede kom, kom daar erfenis. En mense, dis die evangelie. Dis waaroor dit gaan. Ek en jy het 'n erfenis. Ons is 'n mede-erfgenaam van die koninkryk van Elohim. En daarom het ek 'n heilige jaloesie met betrekking tot die waarheid van sy woord. Dis die eerste studie. Die tweede een is die derash. En hier kom verskeie geestelike lesse. Nommer 1. Die plaag waarmee Numeri 25 begin, was nie die probleem nie. Sonde was die probleem. Sonde het veroorsaak dat die plaag kom, want afgoderry was die resultaat. En baie mense bid, Vader, dat hierdie plaag net ophou. Dan sê Vader, kry klaar met jou sonde, kry klaar met jou afgoderry, kry klaar met die eie ek, kry klaar met Baal Peor, kry klaar met dit. Verwyder die oorsaak, wat die skeiding gebring het tussen my en jou. Jy het onvrede, ek is jou vredevors, jy het onvrede, want jy het hierdie goed toegelaat in jou lewe. Jy bid en jy roep en ek hoor dit, sê Vader. Maar ek kan niks daaraan doen nie, want die oomblik as ek daaraan iets doen, kom ek teen my eie woord. En ek is nie 'n mens dat ek 'n leuen sal vertel nie. Ek staan regverdiglik teenoor my woord. Kanselleer die oorsaak van die probleem. En die probleem lê by jou. Jy het oorgehel na Baal Peor aanbidding. Nommer 2. Penias was nie kwaad nie. Hy het 'n heilige jaloesie gehad vir die naam en die saak van Elohim. Oomblik as hy woede geopenbaar het, dan het hy homself verdedig. Hy het hierdie heilige ywer gehad om Jahwe se saak te verdedig. Nommer 3. Vrede kom eers na reiniging. Hoor gaan wat sê die wêreld. Die wêreld sê, moenie my oordeel nie. Frik, moenie so praat nie. Ek kan die waarheidsverpakking van die woord nie vat nie. Moenie my oordeel nie. Hier wat sê Elohim? Hy sê eers reiniging, dan vrede. Kry klaar met die oorsaak, hoekom jy is waar jy is. Nommer 3, die SOT studie, dis die dieper vlak van Bybelstudie. Nou beweeg ek en jy na die verborgenheid. Nou kyk ons na die spies. Die Hebreëse woord vir spies beteken roomag. Die spies verwys om deur te dring, om klaar te kry, om te skei, om bloot te lê. Hebreërs hoofstuk 4 vers 12 sê die woord is soos 'n 2-snyende swaard. Inteendeel, die woord is skerper as 'n 2-snyende swaard. So hierdie spies in hierdie gedeelte op die SOT level verteenwoordig en is die skaduwee van die woord. As ek hierdie woord vandag aan jou bedien, is dit soos 'n spies wat in jou hart insteek. Dis 'n spies wat jou posisie openbaar. Dis 'n spies wat jou sonde openbaar. Dis 'n spies waar jou sonde gekonfronteer word en jy moet op 'n plek staan te sê, ek erken dit. Ek moet verantwoordelikheid neem oor dit wat ek doen, want ek is besig met Baal Peor. Hierdie spies bring reiniging om jou tot 'n besluit laat kom om te sê, ek is klaar met dit. Want vrede is my porsie. En ek kan nie vrede hê as ek betrokke is met hierdie goed in my lewe nie. Ek kan nie. Nou hoor gaan hierso. Dis nou op die SOT vlak, nê. So waarom kom Penias en hy deurboor
hierdie Israeliese leier en hierdie Midianitiese vrou. Hoekom deurboor hy 2 mense met hierdie spies? Israel, die apartgestelde volk van Elohim, en hier kom Moab, en hier kom Midian, en hier kom die vrou van Midian. En hulle tweekies stap saam na die tent. Met ander woorde, Israel en die wêreld. Die bruid en Babylon. Dis hoekom daar 2 is. My volk kan nie 2 bruidegomme hê nie. Jy moet vandag besluit, wie is jou bruidegom? Is dit die een wat vir jou gesterf het? Die een wat deur genade aan jou die gawe van die ewige lewe gegee het? Of is dit die bruidegom van die wêreld? Is dit Babylon? Is dit Egipte? Is dit Moab? En meester Yeshua in hierdie gedeelte het vir my en vir jou, hoor mooi, die prys betaal. Hy is deur 'n spies deurboor aan 'n folterpaal, waar ek en jy die spies moes ontvang het hy dit ontvang, om te bepaal of sy vlees waarlik dood is. Die man en die vrou wat ingestap het in die tent is gedood deur die spies van Pinias. Hy het die vlees doodgemaak. Yeshua se vlees is doodgemaak, terwyl van my en jou oortredinge. Wat meer moet hy nog doen? Hy het gesterf op grond van my en jou sonde en afgodspraktyke. Gaan ons stop daarmee, of gaan ons aanhou daarmee? Maak vandag die besluit. Ons kan nie 'n draadsitter wees nie. Jy kan nie besluit hoe jy wil wees nie. Moenie toelaat dat omstandighede jou dikteer in terme van jou posisie nie. Moenie toelaat dat jou geloof op emosies gebaseer is nie. Jou geloof is gebaseer op die feite van die woord van Elohim. So mense, wanneer ons die woord lees vanuit 'n messiaanse oorsprong, dan besef ons het die verborgenhede van sy woord nodig. En wie wat besef ek? Ek besef dat mense wil nie verder gaan nie. Mense wil net by die brandofferaltaar. Hulle wil net by Yeshua bly, maar hulle wil nie verder gaan nie. Hulle wil nie leer wat dit is om sy karakter te ontwikkel nie. Ek moet sy karakter gaan ontdek, sodat dit vir my 'n aansporing kan wees om sy karakter in my lewe toe te laat. En in hierdie geval, Pinias tree op en die plaag stop. Yeshua tree op en die dood, die ewige dood stop, en daarom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Pinias bring tydelike verligting na die dood van 24.000 mense. Die Messias bring 'n ewige verligting. Pinias herstel Israel. Yeshua herstel die wêreld. En al twee het plaasgevind deur 'n spies. En vandag het ek en jy dieselfde spies. En dis die woord. My geestelike spies moet die vleesdinge in my lewe, dit wat in hierdie tempel ingekom het, om dit te kontamineer, moet my geestelike spies deur die woord, moet dit deurboor en dit doodmaak in die naam van Yeshua. En dis 'n heilige jaloesie vir sy naam, vir die waarheid en gehoorsaamheid. Jesaja 9, hy's vredevors. Yeshua die gesalfde. Pinias ontvang 'n ewige vredesverbond. Yeshua is die ewige vrede. Pinias ontvang iets. Hy ontvang 'n verbond. Yeshua is die verbond. En hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En in Johannes 2 kom Yeshua, soos Pinias, wat die skadubeeld was van Yeshua in die Nuwe Testament, en hy vat nie 'n spies nie, en hy vat 'n sweep, en hy dryf almal uit, en hy herstel die eer en die respek van die tempel in Jerusalem. Hy het die jaloesie gehad vir die naam en die saak van Jahwe die Almagtige. En dis wat ek en jy moet hê. Die tempel moet skoon wees. Wat Pinias gedoen het, wat Yeshua die gesalfde gedoen het, moet ek en jy doen. Nie uit woede nie, maar uit eer. Uit 'n jaloesie vir sy naam. En nou vind daar 'n sensus plaas. Direk na die herstel
direk na die vrede, die stop van die plaag, nadat Penias opgetree het en die vlees deurboor het van die volk en die wêreld, vind daar vrede plaas. En onmiddellik daarna is daar 'n nuwe sensusopname. Hoekom sou jy sê, is daar 'n nuwe sensusopname? Want jy sien, Jahwe die Almagtige tel eers, nadat hy gereinig het. Hy tel eers, nadat hy gereinig het. En dis profeties. En dit gaan bepaal, wie se name is geskryf in die boek van die lewe. Wie het genoeg olie in die lamp, want dan gaan 'n sekere groep wees, wat het nie gemaak nie, en hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat die ongeregtigheid werk. En hierdie sensus is 'n skadubeeld van hulle wat opgeteken is in die boek van die lewe, om aan te toon, wie sal deurgaan na die beloofde land. En na die sensusopname, word 'n nuwe leier aangestel, en Josua kom op die toneel. Hoekom nou? Hoekom word Josua nou aangestel? Omdat leierskap altyd volg na reiniging. 'n Nuwe seisoen kan nie plaasvind as daar nie heiligmaking is nie. As jy bid vir 'n nuwe seisoen in jou lewe, jy sê, Abba, ek het 'n nuwe seisoen nodig in my lewe, dan moet jy gaan kyk na 'n kadosh, heiligmakende lewe. Mense, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons leef in 'n tyd waar die wêreld sê, verdra alles man, verdra alles. Dat hulle maar so optree, dis hulle wat dit doen. Moenie laat dit jou plan hê, verdra alles. Elohim sê, wees heilig, staan op. Wie wat besef ek? En dis ons probleem, dat heiligheid en gehoorsaamheid is nie wettisisme nie. Dis liefde vir die bruidegom. Ek staan op en ek staan uit vir sy saak en vir sy naam. En wanneer die gees van Elohim onreinheid uitwys, is dit nie om my en jou te vernietig nie. Is om my en jou te help, dat ons name geskryf kan word in die boek van die ewige lewe. En hy berei ons voor as 'n rein bruid. Mense, hoor gou vir my. Dieselfde jaloesie, dieselfde ywer wat Penias gehad het ten opsigte van vermenging wat afgoderry veroorsaak het. Kom Yeshua vandag na my en jou, en hy klop aan ons deur. En hy vra vir ons, waarmee is jy besig? Jou tempel, my liggaam, ek en jy se tempels, huisves die Heilige Gees. Sy teenwoordigheid is inwonend hier. Ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan hom, die skepper God van hemel en aarde, deur sy ruach, dieselfde gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, daai krag werk in my en jou. En daarom staan ek op vandag soos 'n Penias met 'n jaloerse ywer vir sy naam, vir sy woord en vir sy saak. En laat toe vandag dat die spies van Penias die valse motiewe in die tempel kom doodmaak, kom deurboor, dat dit sal vrek. Die tabernakel, die tempel is ek en jy vandag. Ek weet nie van jou nie, maar ek begeer die ewige vrede wat hy kan gee, nie hierdie wêreld nie, maar wat hy kan gee. En daarom moet die waf, daarom moet ek en jy vandag erken en verklaar, ons het hom nodig. Hy is die bron van alle bestaan. Want jy sien, reiniging gaan altyd voor erfenis. Voor ek kan erf, moet ek rein wees. Voor ek die beloofde land kan binnekom, moet daar iets plaasvind. Reiniging, kadosh, lewenswandel, gehoorsaamheid, 'n ywer vir sy naam, 'n ywer vir sy saak. En dan word 'n leier aangestel. Want jy sien, besoedeling kom, kontaminasie kom deur hierdie wêreld, en wie wat is die gevaar? Dit kom stelselmatig in. Ons kom dit nie eens baie keer agter nie. So, nommer 1, besoedeling vind plaas. Besoedeling verlei my na afgoderry, Baal Peor. Dan vind reiniging plaas. Dan vind verbond plaas. Dan vind vrede plaas. Dan vind erfenis.
en dan die koninkryk. Halleluja. Mense, ter afsluiting, die bruidegom sal alles, dis nou Yeshua, nee. Die bruidegom sal alles uit sy huis verwyder, wat die bruid ontrou maak. Die bruidegom, Yeshua, sal alles in sy vermoë doen, om die misleiding, die kontaminasie te verwyder uit sy bruid. Daarom het hy ons die skrif gegee. Hy het ons die Torah gegee. Hy het ons sy gees gegee. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy het sy teenwoordigheid vir ons gegee, om seker te maak dat die bruid nie ontrou sal raak teenoor die bruidegom nie. Hy het gekom en hy het ons hierdie ewige vrede kom gee deur sy verbond, sodat ons kan wandel met die wete, ons het die gawe van die ewige lewe. En dis die sensusopname. Wie maak dit en wie maak dit nie? Weet jy mense, toe ek hierdie boodskap voorberei het ek verskeie kere uitgetiel om te sê, Abba, hoe lyk my lewe? Abba, waarmee is ek besig? Wat is dit hier binne my? Wat my ontrou maak teenoor u woord, ontrou maak teenoor u gebooie, ontrou maak teenoor u naam, teenoor die koninkryk. Abba, openbare my. Gees van God, kom vandag met die geestelike spies van Penias, om kom deurboor daai vleeslike aspekte in my lewe, wat 'n skeiding bring tussen my en u, wat ek veroorsaak het. Ek. Nie u nie ander mense nie my broer, nie my suster, nie my pa, nie my ma, ek het dit veroorsaak. Ek herken dit, vergewe my vandag. Kom was my skoon deur u bloed. Kom reinig my met die inspraak van die Ruach. Kom was my weer skoon met die waterbad van u woord. Bring daai spies en kom maak dood dit wat vlees is in my lewe. Want ek wil rein voor u staan. En wanneer die boeke geopen word, wil ek my naam insien. Nie omdat ek great is nie, nee, omdat u great is, omdat u genade deurgekom het vir my. Ek is niks, haal my die pad uit, maar u is alles. Halleluja, halleluja. Ek sal die hele dag met jou praat. Dankie dat jy vandag ingeskakel was. Ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap het regtig transformasie ingebring by jou. Dat ons soos 'n Penias, daai heilige ywer, daai heilige jaloesie sal hê vir sy naam, vir sy koninkryk, vir sy verbond, vir dit wat hy gedoen het, sodat ek en jy dit kan geniet, die lewe in 'n oorvloed daarvan. Halleluja. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, Abba, ek dank u vanoggend vir u woord. Ek dank u vir die bruidegom. Ek dank u vir Penias wat 'n mentor is in my lewe, en ek hoop en vertrou ook so in mense se lewens wat vandag na hierdie boodskap gekyk het. Ons lewens is besoedel. Abba, ons het reiniging nodig. Ons het nodig om terug te keer na u verbond, en dis ons verantwoordelikheid. Ons soek die vrede, maar die vrede vlug van ons, en dis ons skuld, want ons het betrokke geraak met Baal Peor. Vergewe ons. Ons buig in aanbidding met ons aangesig na die aarde toe. Vergewe ons. Ons het nodig dat u ons kom herstel asseblief, sodat ons kan wandel in ons erfenis, in die koninkryk van Elohim, dat ons lewens gerig sal word in die koninkryksorde, die orde van Melchisedek, dat ons daarin sal wandel. Abba, help ons, rig ons asseblief, lei ons in die spore van geregtigheid. Kom was ons skoon met u bloed, want ons staan skuldig voor u, want ons het slap geraak. Ons staan nie meer op vir die waarheid nie. Ons staan nie meer op vir geregtigheid nie. Ons staan nie meer op vir heiligheid nie. Ons het toegelaat dat die wêreld ingekom het
en ons tempels kom kontamineer het. Met seksuele immoraliteit, met hoogmoed, met trots, selfverheffing, status. Ons is jammer. Ons is hier vandag om te herstel. En dankie dat U nou vir ons gee, 'n ewige vredesverbond wat U met ons sluit. En ons keer terug na U toe, in gees en in waarheid. Vader, dis my gebed. En ek bid dit vandag in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was. Kan ek jou seën voor as ek mekaar uitgaan, asseblief. Abba, kom vandag met 'n hart van nederigheid, maar ook met 'n hart van opregtheid. En die woord sê dat as ons U volk so seën, dat U hulle sal seën. En ek kom vandag, Vader, en ek seën U volk, elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is. Dat die aangesig van Jahwe die Almagtige, God Almagtig, oor hulle sal skyn en aan hulle die vrede sal gee. Dat Jahwe die Almagtige, die Skepper God van hemel en aarde, die Heilige van Israel, sy aangesig oor ons sal verhef en met ons geduldig wees. Vader, dankie dat U nou elke persoon nou individueel kom seën met U teenwoordigheid, met U liefde en U genade. En dis my gebed vandag en ek dank U daarvoor. Mense van my kant, Frik Weideman, baie dankie dat jy vandag deel was van hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Ek seën jou ingang en jou uitgang met goedheid en met guns. Van my kant, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.